Tyd is nie 'n faktor nie, Here. Ons weet nie hoeveel tyd het ons nog om U so te kan aanbid nie, Here. Om so vry te kan wees as 'n familie saam, Here. Ons weet nie wanneer U gaan terugkom nie, Vader. Ons weet nie wanneer U ons gaan kom haal, Here. Wanneer ons die tydelike met die ewige verwissel nie, Vader. Laat ons die tyd uitkoop en U naam verheerlik en U naam oplig. En U aanbid vir wie U is. Dankie, Here. Mag hierdie woord spreek in ons harte, Here. Mag hierdie woord ons nader trek tot U, Here. Mag hierdie woorde vir ons die confidence gee, Here, om bold en strong te wees in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, Vader, dat dit vanoggend 'n verandering sal bring, wie ook al hierdie woord ontvang, wie ook al hy verwagting het vir die verandering vanoggend, in Jesus naam. Amen. 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 Ek wil vanoggend vir die volk sê, onthou ons gaan die jou woord gaan ons mis. Terwyl ons skouheid van die Here, waar hy dit aan die moeilikheid gemaak as jy skou is hier op aarde, gaan dit weer dag. Wanneer die dag ons gaan voorstel, gaan ek saam met op inval. Amen. Morgen net ons sê, die genade van die Here is groot en is gedag. Amen. Amen. Dankie Judy. Dankie vir die gehoorsaamheid om dit met ons te deel. Ek wil vanoggend met u gesels, net so 'n bietjie byvoeg oor wat ons laasweek oor gesels het. Laasweek het ons die seën van die Here ontvang vir 2026. En die Here wil jou seën omdat jy sy kind is. Hy wil jou seën omdat hy jou liefhet. Hy wil jou seën omdat hy 'n hart van genade en liefde vir sy skepping het. Maar hy wil ook hê dat jy met hom moet gesels. Hy wil ook hê, net soos dat hy my en jou seën en net soos ek en jy die boodskap hoor, dat ek en jy ons stemme sal oplig en hom sal aanbid. That we will worship the King of Kings and the Lord of Lords and all glory will be unto his name. Ek het dit soveel kere al gesê en ek gaan dit vanoggend weer sê. As Doreen my maatjie is en sy kom speel by my huis, en my pa kom en hy sê vir my, hier is vir jou R50 sakgeld en sy steek 'n hand uit, hy gaan dit nie sommer vra gee nie. En sy gaan wonder hoekom nie, want hy gaan sê, jy is nie my kind nie en ek ken jou nie. So is dit ook met ons hemelse Vader, as hy nie jou stem ken nie, hoe weet hy, jy is sy kind? As ons nie lewe in geregtigheid en 'n lewe van wat gewy is aan hom nie, hoe weet hy, jy is sy kind? En ek wil jou vanoggend help, ek wil jou vanoggend help met ons gebedslewe om dit te verryk en dit meer te maak en dit sterker te maak, sodat ons sal kan getuig en kan gesels oor die dinge van die Here en oor die goedheid van die Here, dat ons by mekaar kan kom en sê, ek het gebid en God het my verhoor. So ek gaan 'n eenvoudige gebed vanoggend uit die woord van die Here uitvat, en dit kom uit 1 Kronieke 4 vanaf vers 9 en 10. 2 versies uit die woord van die Here om vir ons vanoggend ons gebedslewe te versterk en ons te help daarmee. Kronieke is een van daai boeke wat jy so by die 2de of die 3de hoofstuk kom en jy lees die geskiedenis van dit alles, dan sal jou gedagtes eerder beweeg om die TV remote op te tel en na 'n kanaal toe te gaan. Want dit is so 'n bietjie boring. In hoofstuk 4 begin hy praat en hy praat oor die manne en die stam van Juda. En hy gaan deur al hierdie name en ek weet, wanneer ons die Bybel daar oopgemaak het, kom ons skiep hierdie, kom ons gaan liewerste na die Nuwe Testamente. En dan mis ons 'n klein belangrikheidjie wat daar ingeskryf is, wat God vir my en vir jou wil gee om ons te bemoedig, omdat jy daai gedeelte lees. En as jy nooit daai gedeelte lees nie, ontvang jy nie daai rykdom en daai skat wat neergeskryf is vir my en vir jou nie. Want ons wil altyd net partymal die goeie goed lees. Ons soek net die prosperity. Ons soek net die genade van God. Hy gaan jou nie so erg straf nie. Hy is tog 'n liefdevolle God. Is hy nie? Dit is wat ons soek. Ek wil jou vanoggend vertel van
van 'n persoon en soos hulle die name afleef by vers nommer 9 kom hulle en hulle praat van Jabes. En dis die enigste 2 verse wat jy gaan hoor van Jabes. Daar's niks anders te van hom opgeskryf nie. Maar ek wil jou so 'n bietjie vertel van die geskiedenis van Jabes en die agtergrond van Jabes. Jabes word gebore en sy ma het baie pyn en smart met sy geboorte. En sy naam Jabes beteken pyn en smart. Sy naam beteken in smart het ek jou gebaar, in pyn het ek jou gebaar. Dit is die naam wat sy ma hom gegee het met geboorte. Want sy geboorte was 'n treurige gebeurtenis, omdat dit so pynlik was vir sy ma. Gedagtig daaraan het sy vir hom die naam gegee. Het jy al gesien, partymal as jy by die skool is, dan kry jy 'n noemnaam. 'n naam wat hulle vir jou sê, dalk is jou hare rooi, dan noem hulle jou Ginger. Dalk het jy sproete of bakore, dan sê hulle vir jou taxi deure. Ek weet nie. So nou en dan dalk Haasbek of so nou en dan Dommie of wat ook al. En partymal kan hierdie naam wat aan jou gegee word, jou identiteit word. En dis wat gebeur het met Jabes. Hierdie naam wat sy ma vir hom gegee het sy identiteit geword van pyn en smart en van swaar kry. 'n naam wat iets droewigs beteken, was 'n voorbode dat die lewe ook smartlik kan wees. Jabes het dit geweet. Hy het geweet en hy het die konnektasie gemaak van sy naam en dit wat sy ma vir hom gegee het. Dalk het dit hom baie gepla. Die woord sê nie vir ons nie. In die antieke tyd het die mense aan allerlei gode en voorvadergeeste geglo. En hulle was magteloos daarteen. Hulle het geglo daar was baie towenaars en bose besweerders wat 'n mens kon help. Dalk het Jabes ook in hierdie greep gestaan wat hy probeer het, dat hierdie naam wat oor hom gespreek is, hy ontslaaf van kan raak. As ons kyk daarna, dan sien ons dat hy was nie eintlik suksesvol nie. Maar Jabes het gedoen dit wat ek en jy moet doen. Hy het aangeroep die God van Israel. Jy moet verstaan vanoggend, Jabes se identiteit het hom nie weggehou van God af nie. Smart en pyn en dit wat oor hom gespreek is, het hom nie weggehou van God af nie. Baie maal word daar dinge oor ons gespreek en dit hou ons weg van God af. Baie maal word daar dinge oor jou gespreek en jy aanvaar daai identiteit en jy is tevrede met daai identiteit en jy lewe met daai identiteit vir altyd. Op 'n dag het Jabes besluit, ek gaan my toevlug neem tot God. Hierdie God van Israel, hierdie God waarvan ek gehoor het, hierdie God wat ons deur die Rooi See gevat het, hierdie God wat ons deur die woestyn gevat het, wat ons vat in die beloofde land in. Dis hy vir wie ek gaan aanroep. En dan bid hy 'n eenvoudige gebed vanoggend. 'n Gebed oor dinge wat in sy lewe is, dinge wat sy lewe aanraak en dinge wat hy nodig het in sy lewe. Wanneer ons kyk na die agtergrond van die gebed van Jabes, dan kom ons agter sy naam beteken pyn. Jabes se ma het hom genoem omdat sy hom in smart gebaar het. Hy was eerbaar. Die Bybel skryf en sê hy was eerbaar meer as ander mense. Ongeag van sy identiteit was hy eerbaar gewees. Die Bybel skryf hom eerbaar as sy broers. Was sy karakter en geloof beklemtoon. Sy gebed was eenvoudig. Hy vra nie vir rykdom of vir status nie, maar vir God se seën, beskerming en leiding. So kom ons kyk wat kan ons leer uit vandag uit hierdie gebed van Jabes uit. Gaan van my een terug, Jabes. Anthony. 1 Kronieke 4 vers 9 tot 10. Jabes was meer geëerd as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem omdat sy geboorte so pynlik was. Ek wil dit vir jou lees uit die Amplified ook vir Treasure en vir sy vriend wat hier so sit vanoggend. Jabes was honorable above his brothers, but his mother named him Jabes
sorrow maker, because I bore him in pain. You see, the name identified him. The name said who he was, and the name was the identity that he would carry with him. Dit is die naam wat hy nie wou gehad het nie. Vers 10 sê vir ons die volgende. Dankie, Anthony. Hy was die een wat tot die God van Israel gebid en gesê het, laat u seën op my rus en vergroot my grond. Wees asseblief met my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikheid en pyn. Net daai gebed. En dan die volgende gedeelte sê, en God het sy versoek gehoor en dit gedoen. Sien, hy was eerbaar met God. Wanneer ons kyk na die woord eerbaar, dan sien ons dat hy het 'n verhouding en hy het geglo in God, daarom het hy God aangeroep. Hy het dalk as gevolg van die druk eers dalk die bose beseerders en die voorvaders aangeroep of wat ook al, maar hulle kon vir hom niks doen nie. En daarom roep hy aan die God van Israel. Daarom gaan soek hy die aangesig van die Here. Hy sê in Engels, hy sê, Jabez cried to the God of Israel, saying, oh, that you would bless me. Hear what he's asking this morning, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and you would keep me from evil, so it might not hurt me. Sing die naam Jabez, pyn en smart, sodat pyn en smart nie oor my sal wees nie. En dan sê hy, and God granted his request. God het gehoor wat hy gebid het en vir hom gegee het. Ek wil die 4 dele van die gebed van Jabez vanoggend vir jou oopmaak, want ek dink miskien sit jy ook hier vanoggend, en miskien is jy al moedeloos, jy probeer alles moontlik wat jy kan, maar jy het nog nie tot die God van Israel of die God van die hemel en die aarde geroep nie. Miskien dink jy by jouself, ek is nie waardig nie, want hulle het vir my gesê, ek is nie waardig eintlik om eers op skool te wees nie. Ek gaan dit nie eintlik maak in die lewe nie. Jy weet wat hulle sê mos, jy gaan net soos jou pa 'n drop-out wees. Jabez het nie toegelaat dat sy identiteit hom weerhou om God aan te roep nie. Net so, moenie laat die identiteit wat oor jou gespreek is, waarin jy dalk glo op hierdie stadium, jou weerhou van God nie. Want ek gaan vir jou iets interessants sê. Die eerste deel van die 4 is, seën my inderdaad. 'n versoek, wanneer jy vra, seën my inderdaad, is dit 'n versoek vir God se oorvloedige genade en voorspoed. Nie net materialisties nie, maar geestelik. Seën my, dit gaan ook, ek bid vir geestelikheid. Ek bid dat hy my sal versterk. Ek bid dat hy my oë sal oplig. Ek bid dat ek sal vas staan wanneer die tye moeilik raak en die storms is groot en dit voel of my bootjie gaan sink, sal ek geestelik sterk wees in sy naam. Dis wat hy bid, seën my inderdaad. Dan sê hy, vergroot my grondgebied. En baie mense dink en sê, maar hy wil ryker word en hy wil groter wees. Daar's van die vertalings en die verduidelikings wat sê dat hy het in 'n klein omgewing gebly saam met sy hele familie en hy het eintlik gebid vir die grondgebied wat vergroot sal word sodat dit beter met hulle sal gaan, sodat hy kan plant en sodat hy kan oes, sodat hy kan voorsien vir sy familie. Ek wil vanoggend vir jou met jou praat wanneer ons sê vergroot my grondgebied, simbolies van groter invloed en geleenthede om God se wil te doen. Wanneer ek en jy bid, vergroot my grondgebied, dan vra ek, Here, gee my die geleentheid om U naam te gaan verkondig. Gee my die geleentheid, vergroot my grondgebied, sodat ek doelgerig en doelbewustelik U naam sal verkondig waar ek ook al gaan. Ons het hierdie gebed in die begin gebid in hierdie gemeente. En die Here het stelselmatig vir ons die grondgebied oopgemaak sodat ons by plekke kon ingaan en plekke kan wees waar ons kan bedien. Nie om dit goed te lyk nie en nie om die kerk vol te maak nie, maar om die evangelie te verkondig van hulle wat dalk nie in 'n kerk kan kom nie. Hulle wat dalk met 'n waantjie loop of 'n stootkarretjie loop. Om ook vir hulle te gaan sê, God het nie moed opgegee op jou nie. God het jou net so lief. En in jou omstandighede, in jou werksplek, wanneer jy moet bid, sê jy vir die Here, vergroot my grondgebied, sodat ek met boldness en krag ook kan loop in my werksplek, in my familie, in die plekke waar
ek 'n verskil kan maak en waarheen God my stuur. Simbolies van groter invloed en geleenthede om God se wil te doen. Laat U hand met my wees is die derde punt. 'n Erkenning dat hy God se teenwoordigheid en krag nodig het. Jy weet, ek dink altyd by myself en in die begin by myself, dan kom ons by ons gebed en sê ons, o liewe Jesus, ek is so wonderlik dat ek vanaand tot U kan bid, en net dan haal ek my grocery lys uit, en ek sê, Here, dis wat ek nodig het, en dis wat ek wil hê, en al sulke goed, en dan onthou ek, iewers het hulle gesê, danksegging en smeking, dankie Here, amen. Dis nie waaroor dit gaan nie. Laat U hand met my wees, 'n erkenning dat hy God se teenwoordigheid en krag nodig het. Jy sien, my gebed moet ook wees dat ek het God, ek is afhanklik van hom, ek het sy krag en sy beskerming en sy wysheid en sy leiding nodig in my lewe. Dan die vierde punt van sy gebed is, bewaar my van onheil, 'n gebed vir beskerming teen sonde en pyn, sodat sy lewe God kan verheerlik. Sodat hy kan walk with boldness, die goedheid van die guns van God is oor my. Laasweek het ons gekyk daarna, God draai sy aangesig na jou toe, hy fokus spesifiek op jou, wanneer hy met jou praat, dan kyk hy vir jou, hy kyk nie daai kant en dan sê hy, Geraldine, ja, dit gaan goed met jou, Geraldine, en ek is lief vir jou, en sulke goed nie, hy draai sy aangesig na jou toe, en hy fokus spesifiek op jou. Net so moet my en jou gebed ook gefokus wees op hom en dit wat hy wil hê in ons lewens vir ons. Sodat my lewe, sy lewe kan verheerlik. God kan jou identiteit verander. As jy hom net vra. As jy net met hom gesels, as jy net vir hom sê, Here, so lank al word ek afgekraak, so lank al voel ek, die wêreld vou om my en alles om my en ek is niks. Wanneer jy tot God nader en jy vra vir hom, dan herskryf hy jou storie. En hy sê, jy's 'n kind van God. Jy is kosbaar en jy's dierbaar en jy's gekoop deur die bloed van Christus en jy's vrygemaak en losgemaak en jy behoort aan my. Jabes dra 'n naam van pyn, maar sy gebed verander sy bestemming, want God het gehoor en vir hom gegee dit waarvoor hy gepraat het. Jou verlede en jou naam hoef nie jou toekoms te bepaal nie. Wanneer jy tyd met gebed met God spandeer, laat toe dat God jou toekoms en jou identiteit vir jou bepaal. Luister na sy stem. Raak bietjie stil voor die Here. Wanneer laas in ons gebedstyd het ons net bietjie stil geword en gesê, Here, ek zip dit nou. Ek gaan nou toelaat dat U met my gesels. Dit wat U wil vir my sê. Dit wat U hartklop is, dit wat U is, jy sien maar ons is so gejaagd in die gejaagde lewe en die vyand het dit reg gekry, dat ons spandeer nie meer so baie tyd in die teenwoordigheid van God nie. Bring jou gebrokenheid en pyn na God toe, jou geskiedenis, jou foute en jou mislukkings, en hy gaan jou toekoms vir jou bepaal. Hy herskryf jou storie. Dit moet jou nie bepaal nie, jou mislukkings en jou foute moet jou nie bepaal nie. Laat toe dat God bepaal wie jy is. Seën my inderdaad. Vra vir God se oorvloed. Jabes vra nie 'n klein ding nie. Ons dink dit is net so 'n klein eenvoudige ding. Om vir God te vra, om my te seën. Wow! Weet jy wat sy impak is dit? Weet jy wat sy impak is dit? As jy weet, hy het jou gebed verhoor en hy het vir jou gegee en hy seën jou. Luister, jy gaan loop met 'n smile van oor tot oor. Blydskap en vreugde gaan uit jou uitstraal, want die goedheid en die guns van God gaan saam met jou wees. Hy vra vir God se volle seën. Seën beteken God se guns, sy voorspoed, sy vrede en geestelike groei. Dis hy seën. Jy sien, ons kan nie net die hele lewe deurgaan op dieselfde trant of wat ook al nie. Wanneer groei ek?
Wanneer ek vir God vra, seën my in alle aspekte, seën my in my geestelike lewe, sodat ek kan groei, sodat ek kan sterk word, sodat ek kan be bold and be strong. Want ek weet God is met my. Die duiwel kom en hy roof en steel van ons. En ons luister vir hom. Hy sê, jy is nie goed genoeg nie. Hy sê, jy het alweer 'n fout gemaak, God gaan jou nie vergewe nie. Luister man, ons mag met vrymoedigheid vra dat God ons seën. Nie uit selfsug nie, maar sodat hy verheerlik sal word. Sodat hy die eer en die heerlikheid sal ontvang. Wanneer ek hom vra, vergroot my grondgebied, vra ek vir sy invloed in my lewe, sodat ek sal wandel in sy weë en waar hy my ook al stuur. In die Ou Testament was grondgebied 'n tekenis van erfenis en invloed. Vir my en jou beteken dit groter geleenthede om God se lig te skyn, om meer mense te bedien. Wow! Here, vergroot my grondgebied. Here, gee my die geleentheid, of dit nou in Tamboti Mall is, of waar dit ook al mag wees, of dit by Spur mag wees, of wat ook al, dat daar iemand op my pad gaan kom en ek gaan hom vertel van die Here. Het jy al opgelet, wanneer jy partymal in 'n plek is, en wat ook al, jy sien iemand kyk vir jou, en jy weet nie wie daai persoon is nie. Jy ken dalk nie daai persoon nie, maar as jy luister na die stem van die Heilige Gees, is dit dalk die grondgebied wat hy vergroot het, wat jy 'n woord kan spreek met daai persoon. Dis wat God vir my en wil jou wil hê, sodat ons groter geleenthede sal hê om sy lig te laat skyn. Ons spreek oor die duisternis en ons spreek oor die lig. Op Kersaand het ons die met die Kersangdiens het ons die kerse aangesteek. Wat verteenwoordig my lig? Hoe sterk brand ons lig nog? Here, vergroot my grondgebied sodat my lig groter en sterker sal brand in die duisternis. Ek en jy moet bid dat God jou invloed vergroot in jou gesin, in jou werk, in jou gemeente en in jou gemeenskap. Laat u hand met my wees. Dit wat ons gepraat het oor die teenwoordigheid van God. Laat u saam met my wees. Jabes erken dat hy dit nie op sy eie kan doen nie. Ons probeer altyd alles uit onsself uit doen en op ons eie doen, en die laaste, dan wil ons na God toe gaan en sê, Here, help my nou. Weet jy wat jy kon jouself soveel smart en pyn gespaar het as jy direk net na God toe gegaan het in die begin. Jy is mos 'n kind van God. Ons het gehoor jy het vrymoedigheid om in die troonkamer te kan inbeweeg. Die voorhangsel het geskeur toe Jesus sterf aan die kruis sodat ek en jy kan instap. Hoekom wil ons altyd wag tot die laaste? Party van ons word grys as gevolg daarvan dat ons wag tot op die laaste om God aan te roep. God se hand simboliseer krag, leiding en beskerming. Ons het God se teenwoordigheid nodig in elke besluit wat ek en jy neem dag vir dag. Weet jy wat, jy kan nie jou voete van die bed afhaal voordat jy nie vir God gevra het of vir God gesê het, Here, ek weet u is met my vandag en vanoggend gee ek my lewe vir u en vanoggend vra ek dat u wil sal geskied, dat u goedheid en u guns en u seën oor my sal rus vir hierdie dag. Wanneer jy dit doen, raak jy nie kwaad in die verkeer nie. Jy raak nie opstandig oor ander dinge nie. Sekere dinge kry jou nie onder nie. Wanneer jy instap by die werk, dan het jy 'n huppel in jou stappie. Want God se seën en sy guns is saam met jou in die dag. Wanneer ons vra, bewaar my van onheil, vra ons vir beskerming. Jabes bid en hy vra. Hy sê, beskerm my teen pyn en sonde. Van ons bid baie maal en sê, beskerm my teen die pyn, maar die sonde is lekker, so ons bid nie, beskerm my teen die sonde nie. Jy weet, daai ding wat ek net so doen, wat ek weet, ek mag nie doen nie, maar wat ek wil doen en wat ek verkeerd doen en wat ook al, want niemand gaan my uitvang nie. Bid en vra vir die Here, beskerm my teen die sonde. Hy wil nie net 'n seën nie, maar ook 'n lewe wat God verheerlik. Waar is leuen sluit beskerming in. God hou ons staande teen versoeking en gevaar.
Vanoggend sê hy vir my, pastoor, maar dit is in die Ou Testament en ek het dit nog nooit gelees nie. Vanoggend herinner jy my aan iets wat ek al geskiep het. Ek begin dalk net by Samuel, of ek begin net by Konings, of ek begin net daar by Psalms en Spreuke. Ek het hierdie gedeelte nog nooit gelees nie. Kom ek vat jou na 'n gedeelte toe in die Nuwe Testament waaruit ons kan leer van 'n gebed. 'n eenvoudige gebed. 'n Persoon wat ook nie toegelaat het dat sy identiteit bepaal het wie hy is nie. Ek en jy kan nie God beïndruk met ons gebed nie. Om groot teologiese woorde te gebruik, om hierdie heuning, of wat ook al, ons kan nie, God weet al reeds. Hy weet al reeds wat jy nodig het, en hy weet al reeds wat jy gaan vra. Ons moet net soos Jabes eerlik en opreg wees en vra, Here, die wil van God in ons lewens. God is op soek, ons gebed, laat dit sal wees opreg en eerlik van hart. Ek kan met selfvertroue bid met mag en gesag, nie vanuit 'n gewoonte of 'n tradisie nie. Ek dink partymal ons het nog nooit gevorder in ons gebed nie, wanneer ons begin met, liewe Jesus, asseblief liewe Jesus, hy is magtig en hy's kragtig, en daai naam Jesus het soveel mag, soveel gesag, soveel autoriteit, en dit is vir my en vir jou gegee om dit te kan gebruik. Dalk kry ons skaam, dis hoekom ons sag bid. God wil nie hê jy moet sag bid nie. God wil hê jy moet die vyand moet hoor jy bid. God wil hê mense om jou moet hoor jy bid tot eer van sy groote naam. Dan begin ons gebed met, liewe Jesus, dankie liewe Jesus. Wanneer groei ons? Wanneer word ons geestelik sterk? Wanneer loop ons met selfvertroue? Wanneer ek na die troonkamer van my Vader gaan en ek weet wanneer ek vir hom iets gaan vra, hy gaan dit vir my gee, want ek is sy kind. Hy ken my stem en hy weet wanneer ek hom aanroep. Dis sulke gebede wat opreg van hart is en eenvoudig is, wat God graag wil hoor. The Lord wants to see your heart, to be pure and holy with Him when you are praying to Him. We cannot impress God with anything. We cannot try and impress God with the beautiful words and the soft words and the theological words. He's looking at our heart and He's looking for us to be honest when we speak to Him. Lukas 18 vers 9 tot 14 leer vir my en vir jou ook uit gebed uit in die Nuwe Testament, en ek en jy het dit al gehoor. Ek is seker daarvan, ten minste 1 keer of 2 keer het jy hierdie gehoor in dit wat hy gesê het. Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is. Mense wat met hoë woorde praat, mense wat opstaan en mense moet in bewondering vir hom sê, "Oeh, jy bid darem so mooi. Ek kan sien jy's 'n geseënde van die Here. Ek kan sien God het jou lief." God het jou lief, al is jou gebed net eenvoudig. Maar die ander mense verag het. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer. 'n Fariseer was iemand wat aansien gehad het in die tempel. 'n Fariseer was iemand wat betekenis gehad het en 'n doel gehad het in die tempel. En die ander een was 'n tollenaar. 'n Tollenaar was 'n tax collector. En 'n tax collector was nie geliefd gewees of wat ook al nie, want hy het saam met die Romeine gewerk om die belastinggaarder se geld te vat. So die mense het hom verafskeid en hulle het neergekyk op hom. Maar al 2 van hierdie stap na die tempel toe. Die een dink omdat hy 'n fariseer is, hy het voorkeur by God. 2 men went up into the temple, the enclosure to pray. The one a Pharisee and the other a tax collector. Die fariseer het gaan staan by homself gebid. Hy het daar gaan bid, daar waar mense hom kan sien, daar waar mense hom moet bewonder, want hy is mos 'n fariseer. Ek is dankbaar teenoor U dat ek nie soos die ander mense is nie. O, Here, jy sien hierdie tollenaar, ek is so dankbaar ek is nie soos hy nie. Hy besef nie, God het daai tollenaar net so lief.
Daai persoon 'n tollenaar wat verafskie is deur die samelewing. Daai persoon daar buitekant wat 'n afskie is in die samelewing, God het daai persoon net so lief. Diewe, hy noem hulle by die naam, onregverdiges, ontnigters, of ook soos hierdie tollenaar, en dan praat hy neer op die tollenaar. The Pharisee took his stand ostentatiously and began to pray thus before and with himself, God, I thank you that I am not like the rest of men, extortioners, robbers, swindlers, unrighteousness in heart and life, adulterers, or even like this tax collector here. Ek vas 2 keer gedurende die week en ek gee 'n tiende van alles wat ek verdien. Hy praat en hy wil hê mense moet hoor. Mense moet hoor hoe goed hy is. Mense moet na hom kyk en kan sê, "Jo, hier jou." Ek wil vir jou sê, dit beïndruk nie God nie. Dit maak nie 'n verskil in God nie, want hy kyk na jou hart en jy dink jy doen dit in die verkeerde rede, want jy soek aansien van die mense af. God gaan nie jou gebed aanvaar nie. Hy waarsku vir ons hierdeur. He says, I fast twice a week, I give tithes of all that I gain. Die tollenaar het op 'n afstand bly staan en wou self nie na die hemel opkyk nie. Hy besef. Hy het vol skuld besef, op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Een eenvoudige sinnetjie. Nie om iemand om te beïndruk nie, maar om eerlik en opreg met God te wees, want God het geweet hy's 'n sondaar, maar hy kom en hy bely dit voor God. Hy sê ek is 'n sondaar, wees my genadig. Baie maal kom ons in die troonkamer van God en ons kom sit aan die voete van die Here en ons is eintlik sondaars, maar ons probeer dit wegsteek agter die mooi woorde wat ons het, agter die soetsappige woorde, want ons dink ons beïndruk God. God weet wat gebeur wanneer dit donker is. God weet wat gebeur waar mense jou nie kan sien en waar dinge nie is nie. Plaas wat ons eers na hom toe gaan en sê, O Here, wees my as 'n sondaar genadig. But the tax collector, merely standing at a distance, would not even lift up his eyes. He was so ashamed. He was ashamed because he was an outcast in society. He was ashamed because nobody loved him. Everybody was speaking against him. Everybody was degrading him. But he kept striking his breast, saying, Oh God, be favorable, be gracious, be merciful to me, the sinner that I am. He acknowledged that he was wrong. He acknowledged that he was a sinner. He acknowledged that he needed God. En dan eindig Jesus hierdie gelykenis af met die volgende vers. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste een, hy praat van die tollenaar gaan huis toe, as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef bo ander sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word. Wat hy eintlik vir ons sê, hierso as jy dit mooi gaan ontleed is dat die sondaar se saak is reg met God, maar die ander een se saak is nie reg nie. I tell you, this man went down to his home justified, forgiven and made upright and in right standing with God because he admitted he was a sinner and he asked God to change his life. Rather than the other man, for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Ek wil afsluit vanoggend. Jabes se gebed begin met pyn en smart as gevolg van sy identiteit, maar dit eindig met 'n seën, want God het sy gebed verhoor. Sy gebed is kort, eenvoudig, maar kragtig. God het sy gebed verhoor en hy kan ook jou gebed verhoor. Jabes die bangman spreek ons aan vanoggend in hierdie gedeelte. Ons ken ook vrese van menswees, siektes, finansiële probleme, beroepsonsekerheid, kinders se veiligheid, angs vir oud word, doodgaan en nog meer. Maar ek en jy kan leer uit Jabes se gebed, leer ons dat jy anderste
van die God van Israel. God is 'n God wat regverdig is. Hy's 'n God van liefde. Hy's 'n God wat die aanhoorder van 'n gebed is, wat eenvoudig is, maar opreg uit die hart uit is. Vir hom is ons klein vrese en ons klein verlangenis belangrik. Hy luister as ons oor aardse dinge soos kos en klere met hom praat. Wanneer ons kyk na die Nuwe Testament, dan sê ons die Fariseer, hy dink dat hy God kan beïndruk. Daarom noem hy die goed op waarmee hy goed is en asof hy erkenning wil hê daarvoor. God weet wat jy doen, moenie erkenning by die mens soek nie. Die tollenaar, eenvoudig en eerlik, wie hy is en vertrou dat God hom in sy eerlik en eenvoudigheid sal aanvaar. En God het. God het. Miskien is jou gebedslewe nie so goed op hierdie stadium nie, dan wil ek vir jou vra, wil jy nie net dalk voor God gaan staan en sê, Here, hier is ek as 'n sondaar, ek is op pad terug. Ek soek U seën, ek wil 'n verhouding met U hê. As jy hom nie vra nie, gaan hy dit nie vir jou gee nie. Ek wil jou bemoedig vanoggend, kom ons verryk ons gebedslewe en begin met te bid met krag en autoriteit. Begin om te bid en besef wie jy is. Begin om te bid as jy regverdig is voor God, het jou gebed krag. Dan kan ons nie soos jammer bedelaartjies voor God wil staan en sê, ag liewe Jesus, jy weet, jy het mag en autoriteit in Jesus naam. Om 'n verskil te maak. Wanneer ons bid, dan bid ons met die erns en ons bid met die krag wat vir ons gegee is deur die werking van die Heilige Gees. Soos die tollenaar, God ken ons. Ons kan hom nie beïndruk nie. Hoe pas ons dit vanoggend toe in ons gemeente? Hoe maak dit ons deel van ons gebedlewe? Bid met geloof en vrymoedigheid. Jabes het nie getwyfel nie. Hy het direk gepraat met God en hy het vir God gesê wat hy wil hê. En hy het geglo en hy het geweet God gaan dit doen. Die tollenaar het gegaan en gesê, wees my genadig, eerlik en opreg. Wanneer ons bid met autoriteit vir God se seën, sy invloed, sy teenwoordigheid en sy beskerming, dan glo jy en jy vertrou dat God jou gebed beantwoord en hy sal jou lewe verander. Ek wil jou nooi vanoggend, ons kom met bulbestrang vrymoedigheid na die tafel van die Here vanoggend, om te kom aansit en deel te hê aan die nagmaaltafel. Ek wil jou vanoggend vra, 2 dinge in jou hart. Eerstens die dankbaarheid oor wat Jesus vir jou, my en vir jou gedoen het. Dat hy dit moontlik gemaak het dat ons in 'n verhouding kan wees met God. En dankbaarheid in jou hart, dat jy weet, jy kan vanoggend af, jy kan met vrymoedigheid tot God gaan, en dat jy kan bid, die gebed van Jahwes. Ek gaan vir Anthony vra om net daai gebed so te los. Want dan gaan jou vra as jy die broodjie het, en jy die glasie vanoggend, en terwyl jy sit en jy luister na die liedjie wat hulle vir jou gaan speel vanoggend, wil jy dalk nie net begin met jou gebedslewe te verander, deur hierdie gebed te bid, Jabes se gebed nie. Stort die seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat ek geen smart my tref nie. Wil jy dit nie doen vanoggend, terwyl jy die glasie en die broodjie het nie? En dan dink jy, dis die liggaam van Christus wat gebreek is vir jou, die bloed van Christus wat jou vry en rein gemaak het, wat jou regverdig maak met God, en daarom kan jy bid met oorgawe en met vertroue. Vanoggend gaan ek vra vir Burger asseblief om my te kom help met die nagmaal, en ek gaan vir Dawie vra, Dawie, is jy alright?